môre julle en welkom by Inspireer vanoggend. Nou, ons praat vandag oor passie om reg te leef. Hier is wat ek glo. As jy regtig passievol is oor iets, sal jy jou lewe aanpas volgens daai passie van jou. Ek is baie mee verdraaf. Ek draf al baie lank en ek het 'n passie ontwikkel daarvoor. Ek neem deel oral waar ek kan en ek geniet dit ongelooflik baie. Maar ek moes 'n paar aanpassings maak, 'n sekere klompie aanpassings maak in my lewe om te kan draf. 'n paar gewoontes kweek as jy sou wou om te kan draf. Ek moet byvoorbeeld vroeg opstaan, ek moet reg eet, ek moet 'n club join. As jy nie deel is aan 'n club nie, kan jy nie van die groot wedrenne aan deelneem nie. Ek moet my lewe aanpas volgens dit waarvoor ek lief is. En hier is wat ek glo, dat as ons werklik lief is en 'n passie het vir Jesus Christus, dan sal ons lewens aanpas om te lyk soos hy, te doen soos hy, te wees soos hy. 1 Petrus 1 vers 15 tot 16 lees ons Petrus sê dit. Hy sê, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Die grootste voorbeeld van heiligheid is Jesus homself. Die woordjie in Grieks is hagios, beteken letterlik om anders te wees of to be set apart. En ons weet dat Jesus was baie anders as sy kultuur gewees. Jesus het uitgestaan. En Petrus wat hy sê is omdat Jesus heilig was, moet ons ook heilig wees en pas ons lewens aan volgens hoe hy geleef. En hoe het Jesus geleef? Wel, ek dink Jesus het baie anders te bo geleef met tye. Ek bedoel, as daar stellings dat Jesus maak, hy sê, jy kan gehoor dat mense sê, oog vir 'n oog en tand vir 'n tand. Daai praat van regverdigheid. Maar terselfdertyd dan sê Jesus, maar as iemand jou op die wang slaan, draai die ander wang. En noem my 'n klompie voorbeelde daarop. Julle, dis onderste bo. Dis amper anders, nee, dis amper in 'n groot sin heilig. Of, waar Jesus sê, jy het gehoor dat jy nie, afbreek mag pleeg. Dan sê hy verder, hy sê, maar, as jy met lustige oë na 'n vrou kyk, dat jy klaar afbreek. So heiligheid is ongelooflik. Die baar as die baar hier was, met Jesus is die baar eintlik ver hoër om te leef soos hy leef. En so ek wil dit sê, ek wil dit net hierby sê, dat as ek en jy werklik 'n passie het vir dit wat Jesus doen en wie hy was, dan sal ons lewens aanpas volgens dit. Ek onthou ons altyd bandjies gehad wat Jesus doen, en baie jong mense dra dit. Maar jy kan die regte ding doen met verkeerde motief. En hier is wat ek glo, 'n beter vraag om te vra, as jy jou lewe wil aanpas volgens Jesus se manier van lewe, is liewer om te vra, what was Jesus like? Hoe het hy opgetree? Wat is in sy hart? Is iets om aan te dink. Ek hoop jy het 'n heerlike dag. Veilig.